ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 296. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Java Shua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, spesifiek die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, so dik A5 boek, 500 plus bladsye, vernaam vir iemand wat iemand aan die dood afgegee het, iemand wat hartseer is, iemand wat treur, iemand wat sukkel om oor die dood te kom van 'n geliefde, en baie ander onderwerpe. Wat het in die tuin van Eden gebeur? Wat het met Noag gebeur? Het sy seun regtig net vir hom gelag, of het hy sy pa verkrag? Ons praat van Gam, né? Kom ons vra 'n paar vrae, dis al wat moet gebeur. Sou jy belangstel, of enige van die ander boeke, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die verbande Bybel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124. Hier is die inligting hierbo. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is altyd verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dis uiters noodsaaklik dat u inteken op die webtuiste, ons noem dit in Engels subscribe, sodat u die verskillende kennisgewings kan kry van al die ander studies waarmee ons besig is. Hierdie reeks is lewensveranderend. Jy moet dit met die vriende en die kennisse deel. Skryfblok, pen en 33/53 Bybel, uiters belangrik. Ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u Vader Jaffa in die naam van Java Shua baie dankie sê vir hierdie naweek wat verbygegaan het, wat u ons beskut en bewaar en beskerm het. Dankie vir die geleenthede wat u vir ons gegee het om die woord te saai, om lewe te wees, om lig te wees, vars brood, vars water en vars sout aan 'n verlore wêreld. Ek wil vanmôre kom en ek wil bid hier waar 'n nuwe week vir ons lê met uitdagings. Wil ek bid dat u vir ons elke een sal oorskadu deur die Ruach HaKodesh, dat hy ons leer en lei in alle reg en waarheid, so ook in die woord, in die bonatuurlike geopenbaarde woord. Seën ons, seën vanoggend se studie, Vader, en laat u woord in ons lewe wees soos 'n fontein van lewende water wat opspring tot in der ewigheid. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Java Shua. Die Javiste sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees. Halleluja. Nou sê hy so in Spreuke 17:21, koning Salomo, hy wat 'n dwaas verwek, vir hom sal dit 'n bekommernis word, en die vader van die dwaas sal nie bly wees nie. Nou wil ek net iets sê hierso wat ek deur lewensondervinding opgetel het. En dit is dat daar nie werklik baie dwaase verwek word deur 'n pa en 'n ma nie. Geen pa en ma het die bedoeling om 'n kind te hê om 'n dwaas te wees nie. Daai dwaasheid gebeur hoofsaaklik wanneer hierdie kind 'n jong mens word en die jong mens hom besig hou met okkultiese dinge en die dinge wat Jaffa ons Elohim nie behaag nie. En die dinge wat sy vader en sy moeder nie behaag nie. En die dinge wat die samelewing nie behaag nie. Want ons samelewing is vir ons baie belangrik. Ek weet nie of dit weet nie, maar ons elkeen het 'n impak in die samelewing waarin ons funksioneer elke dag. Ons, ek en u, maak 'n verskil. Hoekom? Omdat ons 'n anderste boodskap het as die godsdienstige wêreld daar buitekant. En ons ook anderste funksioneer
rondom die verskillende situasies wat ontwikkel, waar Jaffa vir ons verskillende uitkomste en insig, luister na die woord, insig, en wysheid gee. Nou ek het in die lewe gevind dat 'n dwaas meeste van die tyd, handel meeste van die tyd op instink. Dis soos 'n leeu wat lê. Hy het nie noodwendig honger nie. Maar as daar 'n bokkie te naby aan hom kom wy, terwyl hy daar lê, dan gaan dit sy instink aanwakker. Daai jaginstink. En daai jaginstink is om dood te maak. En hy wil doodmaak nie omdat hy honger is nie. Dis sy instink, dis sy natuurlike dier wees, leeu wees. Dieselfde met 'n luiperd. Net so, sekondes. Nou maak hy niks en die volgende oomblik as hy daai bokkie sien wat loop en lyk of hy mank is, veral die luiperds. Onmiddellik sal daai instink inskop. Wat sê jag hom, vang hom. Sit hom in die boom, laat hy biltong word. Miskien nie vir nou nie, ons sal hom later eet. Verstaan nie wat ek sê? So, meeste van 'n dwaas se realiteite en se lewe bestaan uit instink in. Hy funksioneer op dit wat hy sien. Op dit wat die situasie toelaat. En ek is so dankbaar dat as bruid van Jaffa ons funksioneer nie op onnatuurlike instinkte nie. Nee, die woord sê, ons word geleer en gelei deur die Ruach HaKodesh elke dag van ons lewe. Dis hoekom sê die woord ook, ons moet nie beplanning doen vir volgende week en die week daarna. Hy sê lewe vir vandag. Ja, ons kan beplanning doen, veral as ons in besigheid is en die dinge. As 'n dwaas, as jy wil bankrot gaan, moenie beplanning doen nie. Maar moenie daarin lewe al nie. Moenie nou al die geld spandeer wat jy eers Woensdag wil maak nie. Verstaan jy wat ek nou sê? Lewe vir vandag. Dis wat die woord sê. En dis nou maar weer my ou verduideliking van ek staan op en ek het my oog op my eindbestemming. Ek kan nie aan hom vat nie, maar ek staan op. Commitment, en ek sê dit maar in Engels, completion. Of kom ek sê, betrokkenheid. Maak dit klaar. Betrokkenheid, maak dit klaar. Betrokkenheid. Elke dag, commitment, completion, commitment. En as ek my kry en ek blaas my asem uit, dan vat ek aan my einddoel. 'n Dwaas verstaan nie daai ding nie. 'n Dwaas verstaan nie daai ding nie. En ook in ons geestelike lewe moet ons funksioneer vir vandag. Ja, dit is so. In die bediening is ons, ek en Pastoor Rika alreeds besig met boodskappe en studies vir Desember maand. Hoekom? Want dit is vakansietydperk. Baie mense gaan meer tyd hê om te luister na studies en boodskappe, so ons beplan 'n paar ekstra boodskappe en studies sodat vir die mense wat in die aande op vakansie is, wat niks anders te het om te doen nie, in plaas om te sit en televisie kyk, sit hulle rekenaar aan of hulle selfoon aan en daar kan hulle sit en studie doen, leer uit die woord uit, hulle self geestelik voed in die woord. Hy wat 'n dwaas verwek, vir hom sal dit 'n bekommernis word. Nou sê ek weer soos ek in die begin gesê het, geen pa en ma verwek intensief of doelbewus 'n dwaas nie. Dit kom met die tyd. Daai natuurlike instink kom met die tyd. En ons moet oppas dat dit nie iets is wat so maklik in elke een van ons se lewens kan 'n werklikheid word nie. En dit is om dwaasagtig op te tree nie. Want dit gebeur. Dit gebeur. En die vader van die dwaas sal nie bly wees nie. Nee, dit is so. Ek dink wanneer 'n pa sien dat sy seun sit in die tronk, dwaasheid, dis nie vir so 'n pa lekker nie. Want hoekom sal hy so sê? En die vader van die dwaas sal nie bly wees nie. Want dit was nie die intensie van die vader om 'n dwaas groot te maak en 'n dwaas te verwek nie. Dis die natuur van die lewe wat oorheers in daai man en vrou se lewe en wat hulle lewens dan verwoes. Hy sê hierso, koning Salomo sê so in vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing. Nou die hart kan niks doen, hy kan nie vrolik wees nie.
maar my sielsdimensie kan opgewek wees in Jafashua. My sielsdimensie kan jubel. Nou ek sit nou en ek dink aan 'n skrifgedeelte, dit kom nou maar net so by my op, Spreuke 1. Hy sê, welgeluksalig is die man en die vrou wat nie wandel in die raad van die goddeloses en nie wandel in die weë van die sondaars nie, maar sy behaas in die bonatuurlike woord van Jafashua. En hy sê, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat hulle vrugte gee op die tyd en waarvan hulle blare nie verwelk nie, en alles wat hulle doen, voer hulle voorspoedig uit, soos die weë van die goddeloses nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Nou, come on. En wat 'n groep val ons vanmôre? Welgeluksalig is die man en die vrou wat nie wandel in die weë van die goddeloses of die sondaars nie. Sy wees in die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jaffa ons Elohim. Wat 'n mooi skrifgedeelte. Halleluja. 'n vrolike hart bevorder die genesing. Wil u, as u siek is, weet u wat bring makliker genesing? In plaas om regtig beswaar te wees en oor te gee, is om 'n vrolike hart te hê. Ja, prof, jy weet nie waardeur ek gaan nie. Ja, ek is seker, ek weet nie, maar koning Salomo sê vir ons, dat ons moet heers oor die krankheid en oor die situasie. Deur vrolik te wees in dit wat Jafashua en Jaffa reeds vir ons gaan doen. En vir dit wat Jafashua deur sy genadebloed 2000 jaar gelede reeds gedoen het. Ek weet, dis nie maklik om vrolik te wees as 'n mens bekommerd is nie. En as 'n mens stryd het nie, as daar siekte is nie. En daar's baie van ons mense wat siek is op die oomblik. Baie. Ek dink aan broer Skalk. Dit is Elsa in Amerika. Dit gaan nie baie goed met hom nie. En ek noem dit hierso. En die woord sê, die gebed van die regverdiges het veel krag. En waar 2 of 3 in my naam saamstem oor 'n saak, daar sal dit so wees. So ons gaan ons Jaffa aanroep vir genesing. Daar's Albert in PE, dat Jaffa hom aanraak. Verskriklik siek ook. En dat hy genesing bring. Daar's pastoor Werner, waar die kanker nou weer van vooraf kom kop uitsteek het. Ek het vir haar gesê, ek weet Jaffa lewe tot in ewigheid. En dis wat die Satan doen. Die oomblik toe sy en pastoor Wim besig raak met hulle bediening, toe kom die Satan en hy probeer op die uiterstes mismoedigheid saai. En daar's ander soos pastoor George Wilkin. Daar's verskillendes. Ek sê, Jafashua is in beheer. Halleluja. Maak nie saak wat se prentjie die Satan vir ons skilder nie. Maak nie saak die prentjie wat die ongelowige skilder nie. Ek wil sê soos Job vir sy vrou gesê het, toe sy sê vloek Jaffa en sterf, toe roep hy uit, ek weet my verlosser lewe. Halleluja. En as ek en u dan vanmôre niks anders te kan uitroep as ek weet my verlosser lewe nie. Hy's nie dood nie. Sy graf is leeg. Vir die wêreld is dit iets wat hulle nie kan verstaan nie. Dis nie iets wat hulle kan begryp nie. Maar ons Jafiste wat in die woord lewe en strewe elke dag, dis die hartklop vir ons, dis die asem wat ons inasem, is die bonatuurlike geopenbaarde woord. Vir ons is dit heel maklikste ding om te verstaan. Hy's nie 'n mens dat hy kon of sou lieg nie. Die dood kon hom nie hou nie. Die doderyk kon hom nie hou nie. Die doderyk kon hom nie hou nie. En daarom sê die woord, hy het met siele wat in kettinge vas was, uitgekom uit die doderyk uit. Wie is hulle? Uit die woord van
die evangelie aan hulle verkondig. Dis daai wat voor Noag se tyd van hulle wat gesterf het. En vanmôre het ek en u 'n uitkoms, 'n bonatuurlike uitkoms in die naam van Jahweh. In hom wie die volëinder van ons geloof is. Ja, al sien ons die stryd, al sien ons dit, al weet ons van die siekte. Ek weet een ding, en dit is dat Jahweh het met elkeen van ons 'n bonatuurlike plan. En die woord kom en hy sê, die klei kan nie teen die pottebakker memoreer nie. Maar ons weet dat Jahweh, hy bly in beheer. Ek gaan vir u bid, waar jy nou krank is, en as u siek is, en as jy mismoedig is, en as jy bekommerd is, lê u hand op jouself so, en ons bid vir genesing. U wat gesond is, strek jy hand uit na hierdie kamera, na hierdie internetapparaat, en die woord sê waar 2 of 3 saamstem op die aarde oor die saak, so sal dit wees in die hemel. Vader Jahweh, ons kom vanmôre en ons dra ons broeders en ons susters op aan u wat krank is. Joh, die Satan slaan 'n slag onder die Jahwiste, maar ek weet, u woord sê, vrees nie hom wat die liggaam kan skade aandoen nie, dis die Satan, maar vrees hom wat siel, gees en liggaam in die hel kan werp, u Vader Jahweh. Ons streek ons hande uit na hierdie kameras, Vader, en ek bid in die naam van Jahweh, hier waar die krank is op hierdie oomblik, hulle hande op hulle self lê, bid ek dat u hulle deurstraal van hulle kop tot op hulle tone. U woord sê gister, vandag en tot in alle ewigheid is u dieselfde, u het nog nooit verander nie. Jesaja 53 sê, deur u wonde is ons genees. Nie miskien nie, is ons genees. U die volle prys betaal, u die volle pad geloop, en vanmôre kom ons en ons bid vir die volle genesing in die naam van Jahweh. Ek wil bid, gee geloof in elke hart en lewe, wete dat ons vrees nie hom wat die liggaam kan skade doen nie, maar Vader, ons kom vanmôre nie as bedelaars nie, ons kom as koningsseuns, gesande en erfgename in die naam van Jahweh. En ons dank u daarvoor, ons roep dit, ons bely dit, ons glo dit, in die mooiste naam Jahweh, die naam bo elke ander naam. Halleluja, laat dit so wees. Prys sy naam. Glo dit, leef dit, bely dit, dat Jahweh ons geneesheer is. Tot môreoggend, as Vader Jahweh lewe en gesondheid spaar en sy wil naby is. Maranatha, Jahweh kom weer. Halleluja.